Aand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat wens iemand kon sien wat jy stil wegdra. Jy gaan deur jou dag, jy doen wat gedoen moet word, jy praat met mense en jy probeer aangaan soos normaal. Van buite lyk dit dalk asof jy alles onder beheer het, maar niemand weet regtig hoeveel daar binne in jou aangaan nie. Miskien dra jy bekommernis oor jou familie, jou finansies, jou werk of iets in jou persoonlike lewe waaroor jy nie maklik praat nie. Miskien is daar teleurstelling wat jy nog probeer verwerk of jy is eenvoudig emosioneel moeg. Jy wil nie heeltyd kla nie en jy wil ook nie hê mense moet jou jammer kry nie. So jy hou baie dinge vir jouself. Maar vanaand, wanneer alles stil raak, voel daardie dinge wat jy deur die dag weggedruk het, skielik baie swaarder. Een van die moeilikste dinge is wanneer 'n mens na jou kyk en dink jy sterf, terwyl jy eintlik wens iemand wil net 'n oomblik vat om verder te kyk en te vra, hoe gaan dit regtig met jou? Nie omdat jy wil hê iemand moet alles vir jou regmaak nie, maar omdat dit soms net lekker is om te weet dat iemand jou sien. Psalm 139 vers 1 tot 3 sê vir ons: Here, U ondersoek my en U ken my. U weet wanneer ek sit en wanneer ek opstaan. Van ver af verstaan U wat ek dink. U sien my gaan en my lê en U is vertroud met al my paaie. Dit is so 'n mooi skrif, want dit herinner ons dat daar niks in jou hart is wat jy vir God kan wegsteek nie. Jy hoef nie eers alles mooi vir hom te verduidelik nie. Hy weet wat agter jou glimlag aangaan. Hy weet waarom jy vanaand stiller is. Hy weet wat jou moeg gemaak het en wat jou al so lank vashou en wat jy dra sonder om 'n blaaskans te hê. Maar ek wil jou ook vanaand herinner dat sterk wees nie beteken jy moet alles alleen dra nie. Daar is dinge wat ons so lank binnehou, dat ons later begin dink ons moet dit alleen hanteer. Die Here het ons nie gemaak om elke las op ons skouers te dra nie. Soms moet ons hom toelaat om ons deur ander mense te laat ondersteun en soms moet ons eenvoudig erken, Here, hierdie het vir my te swaar geword. Jy hoef nie vanaand alles uit te sorteer nie. Jy hoef ook nie vir almal te verduidelik wat in jou hart aangaan nie. Maar moenie jou hart heeltemal toesluit omdat jy gewoond geraak het daaraan om sterk te wees nie. Bring dit wat jy stilweg dra na die Here toe. Noem dit voor hom. Vertel hom waar dit seer is, waar jy bang is en waar jy dood eenvoudig net moeg geword het. En wanneer jy vanaand voel niemand sien wat jy dra nie, onthou, God sien. Nie van ver af soos iemand wat net kyk wat gebeur nie. Hy is naby, hy ken jou hart en hy stap saam met jou deur hierdie seisoen. Jy hoef nie vanaand die gewig van môre ook saam met vandag se te dra nie. Gee vir hom wat vandag te swaar geword het en vertrou hom met die res. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat stilweg baie meer dra as wat ander mense besef. U ken hulle hart, u sien die bekommernis wat hulle nie met ander deel nie, en u weet waar hulle moeg, seer en oorlaai geraak het. Here, help hulle om nie net te voel hulle moet alles alleen hanteer nie. Laat die Heilige Gees vanaand naby aan hulle kom en vrede bring in die plekke waar daar spanning en bekommernis is. Gee hulle wysheid om te weet wat hulle moet los, waar hulle hulp moet aanvaar en wat hulle eenvoudig in u hande moet plaas. Ek bid dat u hulle vanaand sal herinner dat hulle gesien en geken word. Maak hulle gedagtes rustig, laat hulle emosies tot rus kom en gee hulle nuwe krag vir môre. Dankie dat niks wat hulle dra vir u onsigbaar is nie en dat hulle nooit alleen hoef te wees nie. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand herinner dat hy alles sien wat jy stilweg dra. Mag sy teenwoordigheid jou hart ligter maak
en sy vrede oor jou kom. Mag jy 'n geseënde aand hê. Shalom.